Ek het in 'n baie goeie Christelike huis grootgeword. My pa was self op 'n stadium in die AJB, oftewel 'n student in die Denver Bible College, en hy is vandag 'n predikant. So ek het van kleins af met die evangelie groot geword, so dit was nie vir my iets vreemds gewees nie. Maar ek was nie, al het ek wel my hart as klein kind vir die Here gegee, was ek nie waarlik weergebore nie. Dit was, ek weet nie of ek nie ernstig genoeg was toe ek klein was of wat nie, maar ek was nie waarlik weergebore nie, al het ek so gedink. En op hoërskool het ek verval in erge sondes, en so erg, mens kan dit 'n verslawing noem. En op 'n aand het ek, dit was die 29ste Mei 2016, het ek op my bed gelê en huil voor die Here oor my sonde en hom gesmeek om my asseblief daarvan te verlos. En ek was op my laaste, ek het nie geweet watter kant toe verder nie. En ek het net die Here gevra om my siel asseblief te red. En toe die Heilige Gees my herinner aan 'n vers wat in Johannes 6 vers 37 staan. Of eintlik is dit Johannes 6 vers 37. Om net gou kry om vir julle te lees. Daar staan geskrywe: Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En toe besef ek maar, ek het ons na die Here toe gekom omdat hy my getrek het. En omdat hy my getrek het en ek toe daarop gereageer het op sy roepstem, sal hy my nooit uitwerp nie. Maar ek is maar baie geneig om soos hy Thomas, wat ons gesê het, as hy nie sy hand in die merk van die Here se wond steek en sy hande sien nie, dan sal hy nooit glo nie. Ek is maar geneig om ook 'n bietjie ongelowig te raak as die Satan kom met aanvalle en toe. En toe vra ek die Here om asseblief vir my te bevestig wat hy vir my gesê het, dat ek net seker kan wees dat dit nie dalk weer vals is nie. En toe gee hy vir my die volgende vers in Matteus 7 vers 9 tot 11. En daar staan geskrywe, ons sommer die hele gedeelte, daai hele stukkie lees, daai klein stukkie, van vers 9 af. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is goeie dinge gee aan die wat hom bid. En toe die Heilige Gees my in hierdie vers herinner, toe besef ek, nee, maar ek weet, as ek vir my pa iets vra, dan sal hy dit vir my doen. So, as my pa, wat ook 'n sondaar is, vir my goeie goed sal gee, hoeveel te meer sal die Here nie vir my gee, die ewige lewe gee as ek hom dit bid. En toe weet ek is waarlik weergebore. Daarna het ek wel weer stryde gehad, want ons is almal sondaars en ons moet maar altyd waaksaam wees teen ons sonde. Dit bly 'n ongelukkige feit solank as wat ons op die aarde is. Maar ek kan getuig dat ek van daai dag af waarlik vry is van die verslawing waarin ek was. En ek kan die Here net dank vir die feit dat hy dit in my lewe gedoen het en my sy weergebore kind gemaak. Dankie.